called my name, said you knew me long before I was born. Goeiemôre vriende en baie welkom by ons digitale diens van die NHKA Oos-London en van die NG Gemeente Nehoen, twee gemeentes wat in 'n samewerking met mekaar is tot eer van die Koninkryk van Jesus Christus. En hier by ons wil ons graag vir jou 'n tuiste skep waar jy kan beleef dat ons gemeente ook 'n oase is van Jesus se lig en hoop. En ek hoop dat jy vandag ook die Here se teenwoordigheid hier sal ervaar. Kom ons raak net so 'n oomblik rustig en dan spreek ek vir ons die seën ook uit. So spreek die Here: luister aandagtig na my, sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Genade en vrede van God die Vader en van Christus Jesus ons Verlosser. Amen. Wat 'n wonderlike voorreg om vandag hier te wees, vriende. Maar as ons terugkyk oor hierdie week wat verby is daar verseker 'n paar plekke wat ons vir onsself sou kon sê, maar ons skiet eintlik so bietjie tekort. Ons was nie altyd vriendelik met die mense wat ons dalk eerder mee moes gewees het nie. Ons het nie altyd gedoen wat van ons gevra word nie. Ons het op baie maniere opgetree wat nie noodwendig die vrede bewaar het nie. En tog is dit wat Jesus ons voorroep. En omdat ons besef dat ons maar altyd 'n bietjie tekort gaan skiet, gaan ons altyd weer terug na Jesus en ons sê vir hom: Jesus, ons kan hierdie nie op ons eie doen nie. Ons probeer, maar voor ons osself kan keer, dan is ons weer waar ons was, net soos Paulus ook op 'n stadium ons gesê het, nê? En dis daarom dat ons ook stil word vanoggend en ons skuld voor die Here gaan lê. Dis ons manier om vir die Here te sê: Here, hier is ek kan nie sonder U hierdie pad stap nie, gaan U my voor, wys vir my die pad, sodat ek beter kan doen as wat ek tot dusver gedoen het. Kom ons raak so 'n bietjie rustig en dan doen ons in stil gebed ons skuldbelydenis ook voor die Here. Here in Hemel, Vader, ons kom na U toe omdat ons weet U is ook 'n genadige Vader. U is die een wat vir ons soveel omgee dat U U seun gestuur het om vir ons aan 'n kruis te sterf. Omdat U ons so lief gehad het, soos wat U U seun ook lief gehad het. U het ons aangeneem as U kinders, Here, en daarom kan ons vanoggend voor U staan en U vra om in ons harte en ons gedagtes weer te kom woon, sodat dit wat ons sê, dit wat ons dink en dit wat ons doen in lyn kan kom met wat Jesus geleef het en verkondig het. Dankie Here dat U ook elke dag na ons kyk. Dankie vir die week wat verby is. Dankie dat U vir ons vandag help om 'n nuwe week te begin in U naam en op so 'n wyse dat ons hierdie week op 'n goeie manier kan begin deur ook na te streef wat U van ons vra. Here, ons bid dat U ons nou skoon sal kom was en ons weer opnuut voor U sal laat staan, Heer, in verwondering vir al U wonderdade, en wil U vandag met elkeen van ons kom praat. Wil U gee dat hierdie tyd wat ons vandag in U teenwoordigheid gaan spandeer, kosbare tyd sal wees, waarin ons ook groei en waar ons ook nader aan U kan kom. Amen. Vriende, ons is baie bevoorreg om vandag
ook uit die skrifte kan lees. En vandag gaan ons bietjie saam lees uit Romeine 15. Ek sien die slide het nou nie hier verander nie. Maar ons lees vandag eintlik uit Romeine 15 van vers 1 tot 13. En kom ons lees nou hierdie gedeelte ook saam. Die van ons wie se geloof sterk is, het 'n plig teenoor ander Christene wie se geloof nog nie so sterk is nie. Ons moet hulle aanvaar en hulle bystaan. Geloof gaan tog nie net oor ons nie. Ons kan nie net daardie dinge doen wat ons gelukkig maak, sonder om te vra hoe ander gelowiges daaroor voel nie. Daarom moet ons alles in ons vermoë doen om te sorg dat ander gelowiges ook gelukkig is. Dit is ons plig om hulle geloof sterk te maak en op te bou. Christus het presies dit kom doen toe hy op aarde was. Hy het nie na sy eie belange omgesien nie, maar na die van ander. Dit is soos die Bybel sê, al die beledigings wat die mense na u kant toe gegooi het, het ek gedra. Dit het alles op my afgekom. Alles wat in die Bybel opgeteken is neergeskryf om ons te leer. Die Bybel versterk ons geloof en moedig ons aan, sodat ons elke dag kan uitsien na die terugkoms van die Here. Mag God, wat ons almal se geloof sterk maak en ons krag gee, julle help om regtig goed met mekaar oor die weg te kom. Dit is presies wat Christus Jesus wil hê. Mag julle almal saam, soos 'n groot koor in 'n harmonie van stemme, God se naam groot maak. Aan hom, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Julle moet mekaar asseblief aanvaar. Onthou, Christus het julle almal met oop arms aanvaar en op hierdie manier groot eer aan God gebring. Christus het aarde toe gekom om die Jode te dien en om te wys dat God sy woord hou. So het hy die beloftes wat God aan hulle voorouers gemaak het, waar laat word. Maar Christus het gelukkig nie al die ander volke vergeet nie. Hy het hulle so jammer gekry dat hy ook aan hulle 'n plek in God se nuwe koor gegee het. Daarom maak hulle nou ook sy naam groot. Die Bybel vertel ook vir ons hiervan. Saam met mense uit ander volke sal ek u naam groot maak. Ek sal u naam loof deur 'n psalm tot u eer te sing. En ook, wees bly, almal van julle wat aan ander volke behoort. Wees bly saam met almal in Israel. En mense van alle volke, prys die Here, almal op aarde, loof die Here. Of soos Jesaja sê, 'n baie belangrike persoon sal uit ons voorvader Isaia se nageslag kom. Hy sal oor die hele aarde regeer. Almal sal hulle hoop en vertroue in hom stel. Ek bid dat God in wie julle al julle hoop stel, elke deeltjie van julle geloofslewe sal volmaak met blydskap en vreugde. Dan sal julle, deur die groot krag van die Heilige Gees in julle lewens, altyd oorvloedige hoop hê. Dan sal julle onwrikbaar vashou aan die Here, kom wat wil. Vriende, verbeel so 'n oomblik vir my, of saam met my, hoe 'n orkes saamgestel is. Want ek dink hierdie gedeelte in Romeine kan nogal baie belig word deur so bietjie te verstaan hoe so 'n simfonieorkes saamgestel word. En ek dink julle almal weet sekerlik hoe lyk 'n viool, né? En almal weet sekerlik ook hoe klink 'n viool. En dan is daar sy volgende maat, die altviool, wat so bietjie laer note speel. Hy is ook 'n klein bietjie groter as wat die viool is. En dan het ons die cello. En die pragtigste klanke kan ons uit 'n cello hoor. En ek weet nie of julle ouens al bietjie gekyk het na die cello guys of die piano guys se uitvoerings waar daar nogal altyd 'n cello in is. En dit is die pragtigste klanke wat jy daaruit kan kry. En dan het ons nog die kontrabas wat soos die cello lyk, maar net baie groter en 'n baie groot liggaam het. En ons kry die diepste basklanke daaruit. Hierdie 4 instrumente saam klink baie mooi. En omdat hulle in dieselfde familie is dit maklik om net hulle bymekaar te voeg. Maar verbeel jouself nou vir 'n oomblik dat al die klanke in die wêreld
net deur daardie 4 instrumente gemaak moes word. Dit sou daarom eintlik boring gewees het, nee. Ek weet daar is van julle wat seker baie daarvan hou, as daar 'n bietjie dromme in die agtergrond is, nee. As daar 'n bietjie van 'n beat in die agtergrond is, iets wat ritme aangee. En dit is gewoonlik die perkussie seksie van die simfonieorkes. Daar kry ons die timpanie, ons kry ook die marimbas daar, die xylofone en nog 'n klomp ander perkussie-instrumente. Enige iets van 'n djembe tot by 'n driehoekie behoort almal aan hierdie perkussie seksie. En dan het ons ook natuurlik ons houtblasers en ons koperblasers. Die houtblasers is die dwarsfluite, die hobo's, die piccolo ensovoorts, né? En dan in die koperblasers het ons natuurlik die trompet, die Franse horing, die tromboon, daai instrument wat jy so skuif, nee, dis 'n tromboon mos, né? Goed, en so gaan ons aan. En hierdie hele orkes saam, as dit saam klink, het ons 'n fantastiese, wonderlike simfonie wat saam klink. En jy kan hierdie seksies elkeen op hulle eie laat speel, en ja, dit is nog mooi. Maar, daar is darm niks, soos wanneer die Halleluja van Friedrich George Händel speel met die simfonieorkes wat hierdie koor begelei nie, nee. Sit dit nog by, nee, dan sy stemme ook nog by, nee. Nou goed, dis hoe Paulus praat oor die kinders van God. Hy praat oor die kinders van God as almal deel van een groot koor, of een groot orkes, en elkeen het 'n besonderse en belangrike deel aan hierdie orkes. En hy praat so spesifiek in hierdie konteks van Romeine met mense wat nie mooi verstaan het. Hoe pas die ander volke by hierdie nuwe Israel in nie? Want die klomp Judaiseerders in die Romeinse gemeente wou nog steeds hê dat almal wat tot geloof kom, hulle self moet laat besny en allerhande reinheidsgebruike van die Joodse godsdiens moet handhaaf. Soos byvoorbeeld, dat hulle nie sommer maar net enigiets mag eet nie, maar dat hulle net reinkosse mag eet, wat hulle geag het as 'n reinkos nie, nee. En dit veroorsaak so 'n bietjie friksie onder die mense, so 'n bietjie spanning onder die mense. En Paulus skryf dan juis in hierdie konteks om vir hulle daaraan te herinner dat hulle nie daar is ter wille van hulle self nie. Hulle is daar ter wille van die koninkryk van God. En dit beteken dat hulle saam as een orkes behoort te funksioneer. Kom ons gaan kyk bietjie weer na daardie eerste gedeelte van Romeine 15. Die van ons wie se geloof sterk is, het 'n plig teenoor ander Christene wie se geloof nog nie so sterk is nie. Ons moet hulle aanvaar en hulle bystaan. Geloof gaan tog nie net oor ons nie. En dan sê dit in vers 2, daarom moet ons alles in ons vermoë doen om te sorg dat ander gelowiges ook gelukkig is. Dis ons plig om hulle geloof sterk te maak en op te bou. Christus het presies dit kom doen toe op die aarde was. Hierdie is 'n kragtige herinnering vir ons, dat geloof nie net oor onsself gaan nie. Dit gaan met ander woorde ook daaroor dat ons saam met mekaar 'n pad stap. Dis nou later wat Paulus dan hierdie beeld gebruik van die groot koor wat saam sing tot eer van die Here, nê? En hy hierdie teksgedeeltes aanhaal uit die Ou Testament, onder andere in die laaste gedeelte uit Jesaja 11 vers 1 en 10, die gedeelte wat gaan oor Isaai, die vader van Dawid. Hoor julle, Paulus wil juis vir die gelowiges sê, hoor die ouens, terwyl julle besig is om mekaar te verskeer, is God se bedoeling eintlik nog altyd, dat julle ook daar vir mekaar moet wees, en saam mekaar moet dien. En as iemand geloof kortkom, dat julle daardie persoon sal help om hulle geloof te vind. Ons het met ander woorde in die gemeenskap van gelowiges as Christene die baie belangrike opdrag om konstant
in mekaar se geselskap te bly en mekaar aan te moedig en mekaar op te bou in wat goed en reg is vir die Here. Jesus het dit immers gedoen, hè? Want wat het hy gedoen? Hy het juis, ten spyte van die feit dat hy al die eer in die wêreld gehad het, al die eer eintlik in die heelal gehad het, het hy hier op die aarde kom woon as 'n mens, tussen mense, en hy het mense gedien. Daar waar mense geloof kort gekom het, het hy vir hulle gewys wat die waarde van geloof is, en wat hulle kan vermag wanneer hulle geloof in God het. Ons sien hoe Jesus dit regkry om dan siekes gesond te maak. Ons sien hoe Jesus mense wat verlang uitgesluit was uit die sosiale orde van die tyd, lank uitgesluit was uit die tempel, uit hulle families, uit hulle direkte omgewing en gemeenskap, as gevolg van siekte, as gevolg van wat mense gesien het as hierdie mense se onreinheid. Kom Jesus en hy raak hulle lewens aan. Onthou julle nog vir Saggeus, die kort mannetjie wat daar in die boom opgeklim het om vir Jesus te sien, terwyl almal hom eintlik minag, omdat hy klein is en boonop dit alles ook nog 'n tollenaar is, wat seker een van die ergste dinge is om te gewees het in hierdie geloofsgemeenskap, né? Wat doen Jesus? Hy sien hom raak. Hy is wat Paulus na verwys. Paulus sien in Jesus hoe Jesus opgeoffer het sodat mense in geloof kan groei nader aan God. Maar baie belangrik, nie net nader aan God nie, maar ook nader aan mekaar. Nou ek weet nie van julle nie, maar as jy in 'n orkes speel, wonder ek of dit regtig moontlik is om iets so pragtig soos die Halleluja van Handel te kan speel, as elkeen in daardie simfonieorkes nie hulle deel ken en daardie deel goed gaan speel nie. En weet julle wat is nog belangrik? Dit gaan nie net daaroor dat jy alleen speel nie, jy speel as deel van 'n orkes. En dit beteken, jy moet luister na die res van die mense in hierdie orkes. Jy moet nie net so hard speel soos wat jy kan, en so vinnig speel soos wat jy kan, en wat ook al nie. Jy moet die vermoë ontwikkel om nie net jou deel te kan speel en nou maar net slaafs dit wat op die bladmusiek staan te kan aflees en te kan speel soos wat jy dit lees nie. Jy moet tempo kan hou en so aan. Maar jy kan dit nie doen sonder die perkussie-instrumente in die orkes nie. Saam met die perkussie-instrumente is dit dikwels die bas-instrumente wat ook vir ons die tempo aangee, wat vir ons ritme aandui en dies meer. En hoe langer jy deel is van die orkes, hoe meer leer jy om ook hierdie lede van die orkes te volg. En in die geval van 'n simfonieorkes is daar ook nog 'n dirigent wat vir jou leiding gee, wat vir jou wys presies waar jy moet inval, presies waar jy sagter moet gaan, presies waar jy harder moet gaan, en dies meer. En in hierdie orkes, met hierdie dirigent wat hierdie orkes lei, kry ons hierdie pragtige werke. Ode aan die Freude, wat deur Beethoven geskryf is een van die bekendste voorbeelde van liedere wat ook vertaal is in ons eie taal, en praat ek mense Engelse tale, en julle moet hoor hoe klink dit in 'n orkes. Gaan soek 'n bietjie praat ek mense Engelse tale van Bible Media op, en dan speel jy dit bietjie vandag vir jou terug, en dan hoor jy hoe wonderlik is dit as hierdie simfonieorkes speel en 5000 mense in die stadsaal van Pretoria saam hierdie gedeelte, hierdie pragtige lied sing. Dit is ongelooflik. En nou moet jy jou verbeel as ons dit kan regkry om iets van dieselfde te doen. En nou, jy het gehoor wat ek sê, as jy deel is van 'n orkes, wat moet jy doen? As jy wil vrede hê,
dan gaan jy nie jou eie kop volg nie. As jy vrede wil hê as 'n lid van hierdie orkes, dan gaan jy nie vinniger speel en almal anders te aanjaag, net sodat jy die shine kan vang nie. Jy gaan ook nie so speel dat jy so hard uitspeel dat jy eintlik die totale klank, hierdie eenheid van hierdie klank gaan verwoes nie. Jy gaan verseker moeilikheid kry. Jy gaan ook 'n dirigent hê wat regtig op jou keus gaan wees, né? Goed, net so, wat moet ons doen as gelowiges? Ons moet ook leer om te luister. En waar iemand kort kom, ek sien hoe daardie orkeslede saam met mekaar sit en oefen en hulle mekaar help om hierdie musiekstukke te leer wat hulle moet speel, nê? En hulle luister na mekaar en gee vir mekaar terugvoer, nê? En net soos wat dit in 'n simfonieorkes gebeur, so behoort dit ook vir ons as gelowiges te wees. As ons deel is van hierdie groot koor, hierdie orkes van die Here, dan luister ons na mekaar, ons help mekaar, nê? En dan die belangrikste natuurlik vir my is dat ons altyd ons dirigent volg. Dit is God. Dis uit die Bybel wat Paulus hier sê, ons leer om die regte dinge te doen, nê? Die Bybel help ons om die rigting te kry wat ons moet volg om ook in God se weg te loop, nê? Dit gee vir ons die aanwysings sodat ons ook vir God kan volg, nê? Mens sou seker kon sê dat dit soos die bladmusiek is in 'n simfonieorkes en daarsonder sal ons verseker nie weet wat om te doen nie. Maar dan aan die stuur van dit alles is nog altyd Jesus Christus. Jesus Christus wat vir ons leiding gee. Jesus wat vir ons in die Bybel ook wys en leer hoe om teenoor ander mense op te tree. En dan sê Paulus hier in hierdie laaste gedeelte, sê hy, ek bid dat God in wie julle al julle hoop stel, elke deeltjie van julle geloofslewe sal volmaak met blydskap en met vreugde. Dan sal julle deur die groot krag van die Heilige Gees in julle lewens altyd oorvloedige hoop hê. Dan sal julle onwrikbaar vashou aan die Here, kom wat wil. Ek bid dat God in wie julle al julle hoop stel, elke deeltjie van julle geloofslewe sal volmaak met blydskap en vreugde. Met blydskap en vreugde. As ons deel is van die orkes van God, dan is dit wat ons ontdek. In hierdie harmonie wat ons saamleef met ander mense, as deel van hierdie orkes van God, elkeen met sy besonderse talent, elkeen met sy besonderse gawe om die instrument te speel en die stem te gebruik wat God vir ons gegee het, daar vind ons vreugde en blydskap. Terwyl ek op universiteit was, het ek die voorreg gehad om deel te wees van die Universiteit van Pretoria se konsertkoor, en ek onthou een konsert wat ons gehad het tot vandag toe nog so goed. Ek sal dit seker nooit in my lewe vergeet nie. Op daardie dag was Mimi Koortse en nog 'n paar ander bekende opera sangers van Suid-Afrika daar, en ons was die Potchefstroomse Universiteitskoor, dink ek, was ook daar saam met die Kamerata koor van die Universiteit van Pretoria en so. En ons het in een groot massakoor voorgestaan, saam met 'n simfonieorkes. En daar het ons ook hierdie praat ek mense engle tale en o Heer my God gesing. Saam met 5000 mense wat in daardie saal gesing het. En in daardie oomblik was daar iets wat my so emosioneel beweeg het, om te weet dat 5000 mense plus hierdie massakoor plus die simfonieorkes so saam kon sing, was iets besonders gewees. Mense hart het oorgeloop in daardie oomblik. Maar dit het mense laat besef hoe baie ons kan vermag as gelowiges as ons dit kan regkry.
om as 'n simfonieorkes, as 'n orkes van die Here, saam te leef, saam te werk, mekaar op te bou, saam met mekaar die musiek te maak wat die Here vir ons wys om te speel of te sing. En ons lewe moet so getuie wees van daarvan dat ons ook vir Jesus as ons dirigent volg, vir God as ons dirigent volg, die een wat vir ons sê presies waar ons klem moet lê, presies waar ons harder, sagter, vinniger, stadiger en dis meer moet gaan. Ons volg vir Jesus Christus en die oomblik as ons dit doen, dan kry ons dit reg om in vrede en harmonie met mekaar te lewe. En wat is die resultaat daarvan? Op hierdie tweede Advent Sondag weet ons dat vrede die belangrikste is wat ons vandag vier, nê? En waar daar vrede is daar vreugde en blydskap. Ware vreugde, ware blydskap. Die tipe vreugde en blydskap wat ons maar net by God kan kry. En ons kry dit en ons verstaan dit wanneer ons leer om mekaar ook sterk te maak, mekaar te ondersteun, mekaar op te bou, saam met mekaar in hierdie orkes te speel, die nuwe orkes van God, wat alle verstand te bowe gaan, die klanke voortbring, wat Jesus vir ons wil hê, ons in die wêreld moet indra. So maak ons ook 'n impak op die wêreld. Daar's niks soos 'n goeie stuk musiek om mense aan die beweeg te kry nie. Kuns en musiek het 'n manier om mense te beweeg. En as ons as gelowiges leer om soos 'n simfonieorkes saam te werk, beloof ek vir julle, daar is soveel beweging wat gaan kom in hierdie wêreld. Ons vra dikwels, hoekom word die kerk so leeg? Die vraag is, hoekom gaan vertel ons nie van wat ons vind in die kerk nie? Hoekom gaan vertel ons nie vir mense dat Jesus in ons midde is nie? Hoekom leef ons nie so in die kerk dat ons harmonie en vrede en vreugde en blydskap beleef nie? Want die oomblik as ons dit doen, broers en susters, gaan ons weer groei beleef. Waar God is en waar hy vir ons die rigting aanwys, waar Jesus aan die hoof is van wat ons doen en ons maak hom die middelpunt en ons fokus net op dit en nie al die goed wat ons so verskillend maak nie. Broers en susters, dan kan ons wondere vermag. Dan kan ons vrede bring. En waar ons vrede het, sal ons vreugde en blydskap by die Here ontdek. En mag God deur sy Gees ook vir jou in hierdie tyd wat ons Advent vier, lei en mag hy ook vir ons almal help om saam met mekaar te werk, mekaar as gelowiges op te bou en mekaar regop te hou, sodat ons deel kan vorm van hierdie orkes van Jesus. Amen. Terwyl ons net so bly sit, kom ons bid saam. Here in Hemel, Vader, hoe wonderlik groot is U naam. Hoe wonderlik is dit om vandag te weet dat ons ook deel is van U orkes deur ons geloof in Jesus Christus. En ons wil vra, Heer, dat U Seun Jesus Christus ook ons dirigent sal wees. Wil U gee, Heer, dat ons nie alles op ons eie sal probeer vermag nie, maar dat ons ook sal besef dat ons deel is van 'n groot orkes wat U bymekaar geroep het. U nuwe volk wat uiteindelik deur ons doen, deur ons late, deur ons sang, deur die musiek van ons lewe 'n nuwe werklikheid leef. En Heer, wil U gee dat die klanke wat ons voortbring so aanloklik sal wees dat almal sommer deel van hierdie orkes sal wil wees. Ons bid, Heer, dat U ons in hierdie week sal lei, wil U vir ons beskerming bied, en wil U gee, Heer, dat ons U vreugde en blydskap in oorvloed sal ervaar, veral in hierdie tyd wat ons die Kersgety vier, Heer. Amen.
Broers en susters, wat 'n wonderlike voorreg om vandag sommer so saam met julle te kon kuier rondom die woord. En is dit nie wonderlik hoe mens altyd weer iets leer uit die woord nie? En ek hoop dat elkeen van ons vandag hier sal uitgaan en ook sal vra, nie hoe kan ek uitstaan nie, maar eerder, hoe kan ek deel vorm van hierdie koninkryk van God? Hoe kan ek deel wees van hierdie orkes, wat die wonderlikste klanke voortbring? En mag die Here ons dirigent wees, wat ons ook lei. Broers en susters, ek wil julle graag uitnooi om ook na die tyd te bly vir 'n paar afkondigings. Ek sal na die tyd 'n paar afkondigings doen, maar kom ek spreek eers die seën ook uit. Mag die genade van Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees nou met elkeen van julle wees. Amen. Broers en susters, ek sien julle dan volgende week.
stripes and made me whole. Exchanged my heart of stone for one of flesh and blood.